Elke ouer het dit al gehoor. Ek kan nie. Maar dis nie altyd waar nie, is dit? Soms beteken ek kan nie eintlik ek wil nie. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Nou, vat daardie eenvoudige verskil en plaas dit in 'n Galileese skare 2000 jaar gelede. Jesus draai na hulle toe. Mense wat hom volg, mense wat hom bewonder en hy sê, as jy nie jou kruis dra nie, kan jy nie my disipel wees nie. Nie, jy mag nie, nie ek weier nie, maar jy kan nie. Jy kan nie, ou maat, as jy dit nie doen nie, kan jy nie my disipel wees. Nie omdat Jesus nie die toestemming gee nie, maar omdat dit vir jou fisies onmoontlik gaan wees om dit te doen. Dit is hier waar 'n klein draai van betekenis 'n hele nuwe wêreld oopmaak. Want dis waar Jesus se radikaliteit ons tref. Hy sê nie disipelskap is moeilik nie. Hy sê dit is onmoontlik as jou hart aan iets anders behoort. Kyk weer mooi na Lukas 14. 3 keer sê Jesus, jy kan nie. Nie omdat hy mense uitsluit nie, en dit moet jy baie mooi hoor en verstaan, want ons is mos lief daarvoor om die Bybel te gebruik om ander mense uit te sluit. Jy kan nie, nie omdat hy mense uitsluit nie, maar omdat hy weet, ons sluit onsself uit. Ons wil die wêreld hê en hom as 'n sideshow. Ons wil selfbeheer en oorgawe. Ons wil gemak en gehoorsaamheid. En hy sê eenvoudig, jy gaan dit nie kry nie, jou bil. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ek onthou 'n jong man wat eens gesê het op 'n tienerkamp, ek wil Jesus volg, maar ek wil ook my loopbaan eers uitbou. En ek het nie geantwoord nie, want hy het eintlik al klaar sy antwoord gegee. Ek moet net gou dit doen, ons moet net gou dit doen. Jy weet, hier is net gou hierdie fase in ons lewe. Ons moet, jy weet, dis nou hierdie en nou is dit gou dit en nou is dit gou dat en nou is dit hierdie en daardie. Want sien, disipelskap is nie net 'n geloofsoortuiging nie. Dis 'n herprioritisering van alles. Jy los nie net verkeerde dinge nie, jy los goeie dinge wat die verkeerde plek in jou hart inneem. En dalk is dit Jesus se grootste radikaliteit. Hy dwing niemand nie, hy lok nie met vals beloftes nie, hy lê die volle waarheid voor en wag. Ek sê soms, the things we overlook say more about us than the things we confront. En Jesus sê, dis nie dat jy nie kan volg nie, dis dat jy nie wil nie, want jy het nie vrede gemaak met die aansprake van ander gode op jou lewe nie. So, hier's die vraag. Wat in jou lewe moet jy laat vaar, sodat jy regtig agter Jesus kan aanloop? Wat keer jou, nie tegnies nie, maar innerlik? Dis nie 'n oordeel nie, dis 'n uitnodiging om jou hart opnuut in lyn te bring, om te sê, ek wil en daarom kan ek. Tot volgende week, mooi loop.